Goeiemôre. Ek hoop dit gaan met jou goed op hierdie donderdagmôre en dat jy besig is om dit te doen waarvoor jy geroep is. Nou ja, ek wonder of jy al skaam gekry het. Partykeer maak ons foute en dan kry ons skaam. Of partykeer het ons iets gedoen en dan word ons uitgevang en dan kry ons skaam. Maar gister was ek besig om my kar te werk en ek besef ek kort iets en ek spring vinnig in die bakkie en ek ry gou om iets te gaan koop. En toe ek uitklim by die winkel, toe besef ek het my overall se baadjie aan en hy's nog vol olie en my hande is vuil en my naels is vuil en ek kry so 'n bietjie skaam toe ek moet betaal want, sjoe, kyk hoe lyk ek. Partykeer dan stuur Elsa my gou Spar toe en dan sê ek, man, ek is eintlik nou besig om in die tuin te werk en ek is so 'n bietjie vuil en dan sê sy, ag, ry gou. Niemand sal jou herken nie. En dan loop ek in iemand vas en dan kry ek skaam vir hoe ek lyk. Of partykeer stop ek langs iemand en dan is my kar vuil. En as die kar so vuil is dan kry ek skaam want sjoe, 'n kar moet daarin blink. Maar kom ons vat dit bietjie dieper. Partykeer kry ek en jy skaam vir dit waardeur ons gaan. Partykeer kry ons skaam vir dit wat in die oomblik en in hierdie tyd in ons lewens aan die gang is. Miskien kry jy 'n bietjie swaar. Miskien is jy arm. Miskien het jy nie genoeg nie. Miskien is jou klere is bietjie stikkend en uitgewas en jou skoene is stikkend. Ja, jy het lanklaas hare gekleer of gesny en die mense kan sien, sjoe, hierdie persoon kry swaar. Miskien is jy siek. Ja, en jy kry skaam want jy loop nou met 'n kruk of met 'n kierie of ja, jou hare het uitgeval. Ons kry skaam. Skaam is deel van die lewe. Ek lees daar in Genesis dat ou Adam en Eva het ook skaam gekry oor sondes wat hulle gedoen het. Maar skaam kry kan 'n mens tog 'n bietjie laat terugtrek in jou dop en jy skaam oor dit wat in jou lewe aan die gang is en dan wil jy nie naby mense kom nie. Maar hoor gou wat sê 1 Petrus 4 vanaf vers 16. Hy sê, maar wanneer iemand as 'n Christen ly, met ander woorde, as jy wat aan Jesus behoort en jy wat regverdig is, wanneer dit met jou swaar gaan, wanneer jou skoene dalk bietjie stikkend is en jou kar oud is en jy nie alles het wat jy moet hê nie en ja, jou huis is nie die mooiste in die straat nie en jou kinders het nie altyd die brand names en nuwe klere aan nie. Hy sê wanneer iemand as 'n Christen moet ly, moet hy hom nie daarvoor skaam nie, maar God verheerlik in daardie opsig. Moenie jou nie skaam vir dit waardeur jy gaan nie. Moenie skaam vir die toestand waarin jy is nie. Gebruik dit eerder om die naam van die Here te verheerlik. Wat beteken dit? Dit beteken dat ek en jy ten spyte van wat in ons lewe aan die gang is, nog steeds die naam van die Here moet groot maak en sê, Here, miskien ry ek 'n ou kar, maar dankie vir hom. Here, miskien is my huis nie so mooi nie, maar dankie vir die huis. Here, miskien is my klere oud en ek het nie baie nie, maar ek verheerlik die Here met wat ek het, want alles wat ek het, kom van die Here af en is maar net aan my geleen. Ek wil jou vanmôre vra om nie skaam te wees vir waartoe jy gaan nie. Moenie skaam wees wat in jou lewe op hierdie oomblik aan die gang is nie. Moenie skaam wees vir hoe jy lyk nie. Sjoe, as die Here aan jou kant is jy meer as 'n oorwinnaar. Ons sing altyd 'n ou liedjie wat sê, ek het nie baie nie. I don't have much. There's food on my tables and there's shoes on my feet. Thank you, Lord, for your blessings on me. En mag jy vandag besef, dat is net genade, dat dit wat jy het, dit aan jou behoort. Here, dankie vir genade. Dankie vir dit wat ek het. Here, dankie dat jy vir my goed is. Ek hoef my nooit te skaam nie.